Kom ons begin met Psalm 3 vers 4 tot 5 en dan ook vers 9 vanmôre. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien, en as ek na die Here roep, antwoord hy my van sy heilige berg af. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met die volk. Aan die gemeente van Carletonville, die Here groet julle elkeen vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Kom ons word stil voordat ons Psalm 1 gaan lees vanmôre en dan word ons net stil voor die Here. Hemel Vader, ons wil aan U die lof en die eer bring vanmôre. U is 'n groot en almagtige God. Maar Here, U het tog moeite gedoen om met ons, om na ons te kom, om saam met ons te leef hier op aarde. U het moeite gedoen om een van ons te wees. U het van die begin af na U die mens geskep het, selfs al het hulle sonde gepleeg, het U nog steeds met hulle bemoeienis gemaak. U het elke keer weer uitgereik en weer U hand uitgesteek na hulle elkeen. En Here, U doen dit vandag nog steeds met ons. En dankie dat U ons elkeen geroep het vanmôre om deel te wees van hierdie erediens, om ook vanmôre hier saam te mag wees. En al is dit bietjie koud buite, Here, vanmôre, is ons harte warm, want ons is in die teenwoordigheid. Baie dankie, Here, vir 'n gemeente wat vir mekaar omgee. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is en wat ook wil sê, maar ek is ook lief vir die Here. En daarom wil ek naby hom wees. Ons wil die vandag kom dankie sê, Here, want as 'n mens so na die nuus kyk, dan is die wêreld maar op hierdie stadium besig om hande uit te ruk. Daar's dinge wat gebeur oor die wêreld heen wat vir ons bekommerd maak. Daar's dinge wat gebeur wat 'n mens laat wonder, waar gaan dit alles eindig? En Here, ons weet, en vanmôre kom ons dit weer hoor hier in Psalm 1 uit. U is die almagtige God. Alles is in U hand, maar ons wil vanmôre ook verbid vir 'n wêreld. Ons wil bid vir wêreldleiers. Ons wil bid vir mense wat net weer tot hulle sinne moet kom. Dat U weer kalmte, vrede in mense se harte sal gee wat so opstandig is en so die wêreld net wil aan die brand steek. En Here, kom maak dit ook stil en rustig vanmôre in ons harte, hier waar ons by mekaar is om U woord te hoor. Gees van God, is my gebed dat U sal kom en dat U ons elkeen vanmôre opnuut sal kom volmaak. Vul ons sodat ons kan hoor en kan verstaan wat U vir ons wil sê in die woord vanmôre. Ek bring aan U al die lof en die eer. En ons vra al die dinge in die naam van Jesus ons Here. Amen. Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saanspan, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos skaap wat deur die wind uitmekaar gewaai word, en daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek het in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Ons begin nou met die koninkrykstyd. Iemand het nou daar op die Bybelstudie groepie gevra, watter deel van die jaar, watter deel van die kerkkalender gaan ons in? So, ons het in die begin van die jaar het jy klomp wisseling. Jy begin met Epifanie en dan gaan jy oor in die lydingstyd in, dan gaan jy oor in Paastyd in, die tyd tussen die kruisiging en die opstanding van Jesus en Pinkster. Dan is daar Hemelvaart, dan is die Pinkstertyd,
En dan het jy vir 'n lang tyd, 'n lang stuk van die jaar, het ons 'n deel van die jaar wat eintlik bekend staan as die koninkrykstyd. Tot hier in November, waar jy aan die einde van November begin weer met die adventstyd. Moet jy eintlik sê, die kerklike jaar begin eintlik met advent. Want ons begin eintlik die kerklike jaar in Desember, Desember met advent, en dan gaan hy oor in Epifanie. Maar dis hoe die jaar verloop. En ons is nou in die koninkrykstyd, en hierdie psalms waarna ons kyk is eintlik deel van om ons te vertel hoe lyk die koninkryk van die Here. Maar ons wil ek vanmôre stil staan by die psalms, omdat ons wil 'n bietjie leer uit die psalms. Die psalms is so 'n ongelooflike boek in sy totaliteit, en ons lees, en ons almal ons geliefde psalm, ek sê vanmôre hier vra vir julle, wat 'n psalm is jou geliefde psalm, beglo, baie gaan sê psalm 23. Gerus bly vir my. Psalm, hier is 'n paar ander wat sê psalm 23. Maar daar's ander psalms ook, psalm 150, die lofpsalm, psalm 139, die psalm waar Dawid praat van die skepping van die mens, psalm 51, so kan 'n mens aangaan, daar's baie geliefde psalms. Maar ons weet nie altyd waar die psalms vandaan kom. En ons weet nie eintlik hoe lank dit gevat vir die psalms om geskryf te word nie. Die psalmboek beteken dikwels maar dit is 'n klomp psalms wat geskryf is. Maar as jy mens gaan kyk na die psalms, dan is daar eintlik 'n patroon deur, daar's eintlik 'n pad wat die Here stap deur die psalms, met die psalms en ook soos hulle saamgestel is. En natuurlik is die psalms wat ons lees in die psalmboek is nie kronologies nie. Dit begin nie by die oudste psalm en eindig by die jongste psalm nie. Net so vinnig 'n bietjie agtergrond gee, maar nie 'n lesing gee vanmôre, maar net 'n mens 'n bietjie van 'n verstaan vir die psalms. So psalms het ongeveer oor 'n tydperk van ongeveer 1000 jaar ontstaan. Van die psalms wat ons het, word toegeskryf aan Moses, wat geskryf het toe die tabernakel gebou is daar in die woestyntyd. En van die laaste psalms is geskryf na die Babyloniese tyd, deur van die profete soos Jesegiel. So dis 'n hele span van 'n tydperk wat die psalms geskryf is. En uiteindelik is dit saamgevoeg, maar dit is saamgevoeg om vir ons eintlik op 'n pad te neem. Om ons op 'n reis te neem deur die psalms. So daar's eintlik so 5 groot dele in die psalmboek wat 'n mens daar kan gaan kyk. Die eerste gedeelte van psalm 1 tot psalm 41 is psalms wat gaan oor die individu, die mens. Gaan oor Dawid en sy stryd. Dit gaan oor die mens, ek en jy, en wie ons moet wees. Psalm 1 wat hier gaan, waaraan sal die mens, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van God is. So dit gaan oor die enkeling, maar dit gaan ook oor die geheel. Maar vooral gaan dit hier oor die individu. Waarom kan die mens sy lewe suiwer hou? Dit was die ou vertaling se woorde gewees. Dan het jy die tweede hoofgedeelte van hoofstuk van Psalm 42 tot 72 af, wat gaan oor God se soewereiniteit. God wat heers, wat nie beïnvloed word deur die mense, die wêreld en die dinge in hierdie wêreld, maar wat God almagtig is en wat heers en regeer. Die derde groot hoofdeel van die psalms, Psalm 73 tot 89, is gedeelte wat handel oor die krisis in die mense lewe. Dit gaan onder andere oor die ballingskaptyd ensovoorts. So dit gaan oor God wat 'n mens verlaat en dat 'n mens in krisis is. Baie van Dawid se psalms word ook hierin geskryf as hy praat oor die vervolging wat hy ervaar, oor die mense wat sy lewe wil doodmaak en wat hom wil doodmaak. En dan skryf hy oor hierdie ervaring en hierdie belewenis wat hy het. Die vierde boek wat ons kry is daarvan Psalm 90 tot 106. En dit gaan oor God se koningskap en sy ewigheid, en dat hy vir ewig regeer en dat hy in beheer is. En dan natuurlik ook Psalm 107 tot 150, die laaste gedeelte, wat gaan oor lofprys. Sluit af
met die mooi Psalm in 150 waar hy praat oor laat alles wat asem het die Here loof. So hier word dit nie net vir die volk geskryf nie, maar hy word eintlik baie verder uitgebrei te sê alles wat asem het. Die hele wêreld, snaar, instrumente, harpe, siters, noem dit op, alles moet die Here loof. So hy begin by die individu en hy eindig by die globale oproep, die wêreld, die uitgebreide oproep om te sê alles wat asem het, moet die Here loof. Psalm 90 is 'n psalm wat natuurlik aan Moses toegeskryf word. Daar's psalms wat aan Asaf toegeskryf word, daar's psalms wat aan Dawid toegeskryf word, op die meeste van hulle verskil so 'n bietjie, daar's mense wat so 'n bietjie meningsverskil het oor watter psalms almal aan Dawid toegeskryf word, maar ons weet so ongeveer 75 van die psalms, amper die helfte, word aan Dawid toegeskryf. En dan is daar 'n groot deel, omtrent 1/3 van die psalms, wat ons nie regtig weet wie dit geskryf het. So, daar's nie 'n naam nie. En dan is daar natuurlik die groepe soos die Koragiete, wat geskryf het, wat 'n koorgroep was, wat koorliedere gesing het, en waarvoor daar koor geskryf, of liede geskryf is. En dis in breë, hoe ons die psalms kan gaan lees. En wat is die doel van psalms? Dit gaan oor die mens, en sy reaksie op God se koningskap. Op die versoek van die mens, of die behoefte van mense om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om in die beskerming van die Here te leef. Want dit maar net in die psalms van Dawid, wat hy ook skryf, ek wil naby die Here wees, ek wil sy teenwoordigheid wees. Dan is dit 'n handleiding vir gebed. En jy weet, baie mense besef dit nie, of doen dit nie so nie, maar ons het dit, by ons in die groep het ons eendag daaroor gepraat, en ek dink van hulle het dit al beproef. Maar om 'n psalm soos Psalm 23 te vat, en jy gaan lees om vers, enig van die psalms, maar jy gaan 'n bietjie lang sukkel met Psalm 119, jy gaan dalk 'n paar dae lank bid vir hom, jy sal hom al moet opbreek in dele, maar as jy 'n psalm soos Psalm 23 vat, om te sê, die eerste vers, die Here is my herder. Wat beteken dit vir jou, om te sê, die Here is my herder? Wat skryf jy alles daarin toe? Wat verstaan jy alles daarin? En dan om daai vers te vat om te sê, Here, ek wil vir U dankie sê, dat U 'n herder is. 'n herder wat vir my omgee, 'n herder wat vir my sorg, 'n herder wat vir my voorsien en wat ek nodig het. Dankie Here, dat U ook die herder van my lewe is. En dat U my daaroor begin bid, en stil word, net met 'n psalm. En dan vers vir vers lees, daaroor nadink, dit wat het vir jou beteken, en dan daaroor te bid. Dit te bid wat binne daai psalm staan. Ek wil julle uitdaag om dit te doen, want as jy dit doen, dis een van die ongelooflikste ervarings wat jy kan hê, is om 'n psalm so te lees, te probeer verstaan wat dit sê, en te bid. Dat dit wat die Here vir ons sê in die psalm, die beloftes wat hy vir ons maak, dat dit sal waar word in my lewe. Jou gebedslewe gaan 'n ontploffing ervaar wat jy nog nooit in jou lewe ervaar het, as jy begin om die psalms ook vir die Here te bid. So probeer dit bietjie. En dan natuurlik is daar ook van die psalms wat vir ons 'n messiaanse verwagting gee, van die koning, die ewige koning wat sal kom en sal heers en regeer. So daar's ook die toekomsverwagting in psalms wat vir ons gegee word. So met daai agtergrond so 'n bietjie in ons kop, kom ons gaan kyk na Psalm 1. Psalm 1 begin met die woorde: dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan nie, en met ligsinnige saamspan nie. So interessant, hy begin met 'n negatiewe opdrag amper, nee, is amper 'n negatiewe opdrag. Hy sê dit gaan goed met die mens wat nie op die pad gaan nie, wat nie omgaan met die sondaars en wat nie met ligsinnige saamspan nie. Die ou vertaling het gepraat dat nie op die pad loop, wat nie, ek dink sit by, die laaste een sit by, wat nie staan in die sirkel van die onheiliges, of die onregverdiges, wat nie sit in die kring van die spotters. En dit is eintlik 'n baie mooi vertaling as mense teruggaan na die ou vertaling toe, juist hierdie woorde te lees, want dat dit wys eintlik vir mense, dat 'n mens baie keer in jou lewe, in jou sonde, word jy al dieper ingetrek. Sonde is baie keer amper soos
dryfsand. As jy daar gaan staan in die begin, is dit net jou voete, wat so bietjie insak. Maar hoe meer jy begin beweeg en woel en op daai stand begin jy al dieper weg. En hierdie Psalm beskryf vir mense eintlik hierdie proses van wat dit is om in die sonde ingetrek te word. Dus geseënd is die wat nie die raad van goddeloses volg nie. Die ou vertaling wat nie op die pad van goddeloses wandel nie. So dit is die eerste ding. Dit is amper al 'n toevallige kruising. Dit is eintlik al 'n toevallige ontmoeting tussen die gelowige en die ongelowige. En wat sê, geseënd is jy as jy nie op hierdie pad van die ongoddelose gaan nie, maar as jy eintlik op die pad loop wat God wil hê jy moet loop. So 'n toevallige ontmoeting met die sonde. En dan kom die tweede ene, is dat hy sê, wat nie met sondaars omgaan nie. Nou begin jy al bietjie verder ingaan. Jy is nie net toevallig op die pad met die sonde te doen nie, maar nou is jy al besig om, op gesê, bietjie nader, daar te gaan staan in die teenwoordigheid, en saam met hulle dalk ietsie te drink, of in hulle teenwoordigheid te wees. So jy word 'n bietjie dieper ingetrek in die sonde. En dan sluit hy af, en wat nie met ligsinniges saamspan nie, wat nie sit in die kring van die spotters nie, wat nie deel word daarvan nie. So kan jy sien hoe hy die sonde mens eintlik intrek, en hierdie Psalm skryf eintlik en sê ons gelukkig is die mens wat nie ingetrek word deur die sonde, en wat nie die sonde toelaat in sy lewe nie. Later skryf ons Petrus wat skryf en sê moenie een deel, dit Paulus daar, wat sê moenie een deel van jou liggaam vir die sonde oopstel nie. Want as jy dit doen, dan begin die sonde jou oorneem. En dis eintlik maar wat hier in die Psalms vir ons gesê word. Moenie begin om hierdie pad te loop van sonde nie, want voor jy jou kom kry, is jy so diep ingetrek dat jy al sit in die kring van die spotters, dat jy saamspan met die goddeloses, dat jy dink soos die goddeloses dink, dat jy doen soos die goddeloses doen. En daarom sê ek ons wees versigtig daarvoor. Moet dit nie doen nie. Wat moet ek dan doen? Want dit kom sê hy vir ons in die volgende vers, as hy sê, vers 2, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vir die dag en nag oordink. Die ou vertaling het gepraat van die wet. Hy is vertaal in hierdie vertaling met woord. En ek dink dit is amper 'n beter vertaling om te sê, maar dit gaan nie net hier oor die wet nie. Dit gaan hier oor die volheid van die Torah en van die boeke van die evangelie, van die Ou Testament veral. Om te sê, geseënd is hy wat nie die raad van die goddelose volg en in sonde ingetrek word nie, maar is die persoon wat eintlik op dag en nag verdiep in die woord van die Here. Wat dit oordink, wat dit lees en dit oordink en dit bepuis. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word vir hierdie woord beteken om te oordink. Dit beteken om te diep na te dink, om praat te mediteer en die woorde oor te sê, amper so half soos 'n mantra deel te wees van jou lewe. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word is die woord hagah, wat beteken om dit diep na te dink. Om nie maar net vlugtig oor die woord te lees en te sê, ja, ek het nou my deel van vandag gedoen, ek het die Bybel gelees nie. Maar om die woord te gaan vas en regtig te gaan vra, maar Here, wat beteken hierdie woord? Wat wil U vir my leer uit die woord, sodat ek op hierdie woord van U op pad kan wees, en my hele lewe, my hele dag kan volmaak met die woord. So geseënd is hy wat nie die pad van die goddelose volg nie saamspan en nie daar deel word van die sonde nie, maar is die een wat vreugde vind om stil te word en om een te wees met die Here, deur God se woord te bestudeer en deel te maak van jou lewe. Wat is die gevolg daarvan? Wat is die resultaat van 'n mens wat so lewe? Dit kom in vers 3. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat in die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant. Weet nie wie van julle het al so in die wintertyd hier na Natal toe gery nie. En as jy baie keer so langs die snelweg ry, dan sien jy
daar staan groen wilgebome. En as daar groen wilgeboom staan, dan kan jy maar weet, daar's 'n water, daar's 'n riviertjie. Hy gaan amper nie dood nie. Waar is die winter? Staan hy in sy groenheid. Hy is die hele tyd by water. Hy gaan nie dood nie, verloor nie sy blare nie. Hierso by ons in Potchefstroom verloor al staan hulle by die stroompies, verloor die wilgeboom hulle water, want dit is te koud. Die blare vries af. Maar daar by waterstrome, waar 'n boom geplant is, dis daar waar hy kan leef, en kan groei, en kan vrug dra. Nou laat ek my amper dink dat dit wat ons mekaar gedeel het in die Pinkstertyd rondom Galasiërs 5, daarvan vers 18 af, eintlik vers 22 en 23, waar hy sê dat ons die vrug van die Gees moet dra. Wanneer kan ek die vrug van die Gees dra? Wanneer die Gees in my is, wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, wat ons lees van in Efesiërs 5 vers 18, wat hy sê, julle moet julle laat volmaak met die Heilige Gees, en die woord wat hy gebruik is 'n woord wat beteken, jy moet volgemaak word en aanhoudend volgemaak word. En nou sê hy vir ons hier weer, en dit is dieselfde begrip as wat die psalmskrywer hier vir ons sê, jy moet by waterstroom wees, en die waterstroom is 'n verwysing hier na die Here, en sy teenwoordigheid wees, sodat die Here jou daagliks kan volmaak. En wat ons mekaar in die Pinksterreeks gesê het, is, ons moet oorgegee leef aan die Heilige Gees. En ek kan alleen oorgegee wees aan die Heilige Gees, as ek toelaat dat die Here my daagliks volmaak. Ons het op 'n stadium vir mekaar gevra, maar hoekom wys sommige mense in hulle lewe dat hulle nie die tekens van die Gees nie? Dis wanneer ek as mens nie toelaat dat die Here deur my vloei nie, dis wanneer ek is dat die Here, wanneer ek as mens in die pad van die Here staan, wanneer ek as mens die Gees van die Here verhinder om met sy krag in my te werk. Ons het mekaar gesê dat die woordjie trooster beteken, ons vertaal baie keer in Engels met comforter. En dit kom van 2 Latynse woorde af, beteken cum et forte, 2 Latynse woorde, dit beteken om langs jou te wees, om jou kragtig te maak. Forte, baie medisynes, ja, dit sal ons beter kan sê, maar baie medisynes staan daar deesdae op forte. En daai forte beteken eintlik is 'n bietjie sterker, so 'n bietjie kragtiger, dit werk beter. En dis 'n musiekterm ook. As jy wil hê 'n musiekstuk met mening gespeel word, dan staan daar forte. Want dit beteken jy moet kragtig speel. En die woordjie cum forte beteken om langs jou te staan en jou kragtig te maak, sodat jy getuie van die Here kan wees in die wêreld. En dit kan alleen gebeur as jy vol is van die Heilige Gees. Psalm 1 kom sê dit vir ons weer op net op 'n ander manier. As jy die raad van die goddelose volg, dan gaan dit nie met jou gebeur. Maar as jy die woord van die Here oordink, dan gaan jy wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is en waarvan die vrug oorvloedig gedra sal word. En die vrug wat gedra moet word, is die vrug van die Here vir ons sê in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die vrug van die Gees wat in jou lewe moet teenwoordig wees. En dit kan alleen in jou lewe teenwoordig wees as jy die teenwoordigheid van die Here elke dag leef. Wat is die teendeel daarvan? Wat is die teenoorgestelde daarvan? Vers 4. So is die goddelose nie. Hulle is soos wat? Soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. En daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here hulle oordeel nie. Nou ons ken nie eintlik meer die hele dorsproses nie. Maar as jy so dan as jy dalk verby 'n plaas ry waar besig is om te oes, dan sal jy sien die masjiene doen deesdae hierdie proses. En die kaf word baie keer sommer so, terwyl hulle oes, word die kaf uitgeblaas. Dis dit wat weggewaai word. In die ou dae het die mense dit daar op die dorsvloer gesit, hulle
die diere gestuur om boer te loop en al die saad uit te trap, en dan het hulle 'n skop gevat en hulle opgegooi in die lug en die wind het die kaf weggevaai en uiteindelik het die saad oorgebly. En die saad is dit wat gebruik word. Die kaf is niks werd. Die kaf het geen betekenis, het geen waarde. En wat hy eintlik hier vir ons sê is dat as jy die raad van die goddeloses volg en as jy deel is en saamspan met die goddeloses, is jou uiteinde dit van kaf. Dit word weggewaai deur die wind. Niemand sien dit weer nie, niemand weet daarvan nie, niemand gebruik dit nie en niemand gee om daaroor. En dis die pad die twee paaie wat ons moet loop. 'n Pad te kies wat ons saam met die Here loop, in sy teenwoordigheid, ons vreugde te vind in die woord van die Here, of 'n pad te vind waar ons die raad van die goddeloses volg, saamspan met die goddeloses, doen wat die goddeloses doen, en uiteindelik so skaf word wat hierdie wind weggewaai word. En dan sluit hy die gedeelte af om te sê, waarlik die Here lei die regverdige op hulle pad, maar die pad van die goddelose lei tot sy ondergang. Hierdie grote God van ons het vir ons 'n uitbestemming beplan. En daai uitbestemming het hy vir ons almal geroep om deel van te wees. Dink maar wat sê Johannes 3 vers 16 vir ons. Want so lief het God die wêreld gehad. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, aan almal wat hom aangeneem het en in hom glo, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Dis nie net vir sekere mense nie. Die Here doen dit vir almal, dis 'n uitnodiging vir die wêreld. So ek en jy kan kies om op hierdie pad te loop van die regverdige, wat ons uiteindelik bring by die Here, waar ons uiteindelik in die teenwoordigheid van die Here sal wees, waar uiteindelik as die oordeel kom, ons nie geoordeel sal word nie. Dit wat ons gelees het in Openbaring 20, ons besig was met die reeks oor Openbaring, wat ek sê, daar's 2 boeke, dit is meer as ek, maar uit gaan die boeke oopmaak, en die boeke wat daar verwys word, is die boeke van die oordeel, maar ek sê, daar was ook 'n ander boek, en die ander boek was die boek van die lewe. En dan lees daar aan die einde van Openbaring 20 wat hy sê, die mense wie se name nie in die boek van die lewe gevind is nie, sal in die ewige vuur gegooi word. Hulle sal nie die oordeel kan weerstaan nie. Dis presies wat Psalm 1 wat vir ons hier leer. Waarlik die Here lei die regverdige op hulle pad, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. So ons almal staan voor hierdie keuse elke dag in ons lewe. Wat gaan ons doen? Gaan ons die pad volg van die goddeloses? Gaan ons laat intrek in die sonde in hierdie wêreld en soos die wêreld word? Of gaan ons die Here toelaat om ons nie te maak deur sy Heilige Gees, sodat ons uiteindelik deel kan hê van die ewige lewe? Die keuse is joune. Niemand kan daar besluit vir jou neem nie. Die keuse is joune. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons so stil staan voor Psalm 1, maar ook voor die woord, en die grootheid van die woord, dan sien ons die almag. En ons sien die alwetendheid, en ons sien dat dit wat U met ons wil doen, die pad wat U met ons wil loop, is 'n pad, Here, waarin ons uiteindelik wil bring, waar ons in U vrede en in die rus kan ingaan. Maar ons kan alleen in die rus en die vrede ingaan, Here, as ons U pad volg. As ons nie toelaat dat ons lewens ingetrek word in hierdie sondige wêreld, en ons deel word van die sondige wêreld, leef soos hierdie wêreld, praat soos hierdie wêreld, doen wat mense in die wêreld doen nie. Maar ons sal toelaat dat U ons onderskei, dat ons anders is. En Vader, dis my gebed vanmôre. Leer ons om anders te wees. Leer ons om te leef soos U wil hê ons moet leef. Leer ons om waarlik vreugde te vind in U woord. Dit dag en dag deel te maak van my lewe, dit te oordink, toe te pas in my lewe, sodat ek uiteindelik ook die ewige lewe sal kry. Kom vul my met die Gees, sodat ons waarlik die vrug sal dra wat nodig is vir die wêreld waarin ons leef, sodat die wêreld kan sien en kan glo dat U die Here is. Ons loof en ons prys U groot naam daarvoor.
Kom ons ontvang vanmôre die seën van die Here en ons gaan hierdie week in sy vrede en in sy liefde. Galasiërs 6 vers 18 lees ons die volgende woorde as Paulus die seën oor die Galasiërs uitspreek en hy sê: Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Amen.